Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7 en dit is vandag dan ook die 20ste November. En nou ja, ons is op pad na die einde van die jaar toe, almal is ook bietjie moeg en nie meer lus nie, maar dis altyd die laaste paar tree van 'n wedloop wat die moeilikste is. Ons is een van die dae het ons Kersfees en daarom gaan ons ook bietjie in ons Woensdae oordenking bietjie stil staan by temas rondom Kersfees en dan vanaand ook die baie bekende verhaal van die skaapwagters. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid ook tot die Here. Ons Vader, Here, hoe groot en goed is U nie. Die feit dat ons in U hande kan lewe is vir ons 'n bron van vreugde, dat U vleuels ons oordek. Geef ons krag. Mag ons dan ook daaruit die krag put, Here, om ook hierdie jaar te kan deursien. Dankie vir U woord. Dankie dat ons vanaand dit kan lees en daarby kan stil staan. Wil U deur die Gees in ons werk. En ons bid U dit, Vader, om Christus ontwil. Amen. Nou ja, Lukas 2 is die baie bekende gedeelte, lees gerus saam met my. Hy sê, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Nou hierdie regdeur die geskiedenis van Jesus se geboorte het die Here se engele aan verskillende mense verskyn om die geboorte van Christus aan te kondig. Nee, hulle het gepraat met 'n priester, 'n skrynwerker, 'n meisie, 'n klompie skaapwagters, die wyse manne. Eintlik 'n bietjie interessante kombinasie. Nou ja, die meisie ken ons, né? Sy moet geboorte gee aan die Messias, die verlosser van die wêreld. Jesus Christus. So dis logies dat Maria dit moet weet, dat die engel dan dit ook aan haar sal bekend maak. Hoekom die priester? En die engel praat met Sagaria, want sy vrou gaan geboorte gee aan Johannes, die doper, die laaste Ou Testamentiese profeet as mens wil. Hulle was gevorderd in jare en wou graag 'n kindjie en nou kom sê die engel vir hulle gaan 'n kind kry en hy gaan die voorloper wees. Hy gaan die een wees wat die pad vir die Messias gaan gereed maak. Die skrynwerker, nou ja, uiteraard nie van wie sy werk nie. Nee, die Here praat met Josef oor Maria. Matteus 1 vertel vir ons wat daar gebeur. Josef moenie sy verloving met Maria breek nie. Haar kind is verwek deur die Heilige Gees. Nee, so Maria en Josef en Sagaria, ons verstaan, dit maak sin dat die Here vir hulle sê wie is Jesus. Hulle was almal direk en persoonlik betrokke, maar hoekom die skaapwagters? Want ons verromantiseer die skaapwagters in die Bybel so bietjie. Nee, maar in Bybelse tye was hulle eintlik baie laag op die sosiale leer. In Genesis 46 lees ons byvoorbeeld dat die Egiptenare kleinveeboere verag het. In Numeri 14 word Israel se straf uitgespel en dan word daar vir hulle gesê, julle sal soos skaapwagters rondtrek. Julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn 40 jaar lank. Dis deel van die straf wat die Here vir die volk aankondig. En daarmee saam was die skaapwagters ook verag deur die godsdienstige leiers van die dag. Nee, as gevolg van die feit dat hulle in die veld gebly het, kon die skaapwagters nie al die seremonies nakom wat van hulle verwag is nie. Hulle kon nie hulle self gereeld reinig en al hierdie wette gehoorsaam nie. So die godsdienstige leiers het die skaapwagters ook gesien as vuil en onrein. En dan interessant dat ons lees dat die Here deur sy engel juis aan hierdie tipe mense verskyn en vir hulle hierdie heerlike boodskap bring. En wanneer die herders, die skaapwagters die heerlikheid van God sien, dan word hulle oorweldig met 'n groot vrees, sê die ou vertaling. En dan sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk is 'n fokuspartikel, let op, luister mooi. Ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Die boodskap van die engel loop so oor van positiwiteit, goeie tyding, blydskap vir almal bestem. En wanneer die engele dan weggaan, dan los die skaapwagters die skape net so en hulle gaan Bethlehem toe. Nee, jy kon 'n verskriklike straf gekry het as jy die skape gelos het. Dit was soos dros. Maar dit is vir hulle
Dis vir hulle egter belangriker om hierdie kindjie te gaan opsoek. Dis eintlik in skrille kontras met die skrifgeleerdes. Nee, onthou julle hoe Herodes die skrifgeleerdes laat haal het, vir hulle gevra het, maar waar gaan die Messias, waar gaan die koning van die Jode gebore word? Nadat die sterrekykers vir hulle vertel het daarvan. En dan antwoord die skrifgeleerdes vir Herodes en sê, maar dit sal in Bethlehem wees. Maar hulle self doen nie die moeite om self eers te gaan kyk nie. Nee, asof hulle sê, ag, dit kan nie wees nie. So die goeie nuus, die goeie tyding waarvan die engele gepraat het, was nie net bedoel vir 'n klompie uitgesoekte elite mense nie. Ook nie net vir hulle wat direk met Jesus te doen gehad het, soos sy familie nie. Die engel sê is bestem vir alle mense, vir die hele volk ook, vir die veragte skaapwagters. Ook vir my en ook vir jou. Nou goed, ons het gesê dat daar op die skaapwagters neergesien was en daarby saam moet ons onthou hoe moeilik hulle werk eintlik was, nee, skaapwagters se wel en wee het saamgehang met die skape. Hulle moes bereid wees om hulle lewens af te lê vir die skape. Mooi voorbeeld in die Bybel is natuurlik Dawid, wat ook 'n skaapwagter is, en dan kom hy by Saul in 1 Samuel 17 en dan sê hy vir Saul, as daar 'n leeu of 'n beer is wat die skape wil vang, dan moes hy homself tussen die gedierte en die skape plaas, hy moes sy lewe op die spel plaas, hy moes intree vir die skape. Nee, dink jou dit in, nee, jy doen 'n werk waar jou lewe eintlik in gevaar is en daarby saam kyk almal nog neer ook op jou. En daarom eintlik merkwaardig as Jesus dan later sê hy is die goeie herder. Johannes 10, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape, sê Jesus. Hy sê 'n huurling is nie 'n goeie herder nie. Want dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien, dan los hy die skape en hardloop weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar uit. Hy sê huurling, hy bekommer hom nie oor die skape nie. Maar sê Jesus, ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. So in Johannes identifiseer Jesus homself as 'n herder, maar wanneer ons in Openbaring lees, dan sien Johannes Jesus as die lam. En dan is dit interessant dat daar nogals van die kommentare is wat sê dat hierdie skape in Lukas 2 moontlik skape was wat bedoel was vir wol of vleis, maar dat dit ook baie moontlik was dat hierdie skape juis bedoel was vir die offers in die tempel. Skape wat moes geoffer word vir die sondes van die volk. En wanneer die engel dan vir hierdie skaapwagter sê dat die Messias, die Christus gebore is in die stad van Dawid, dan weet die skaapwagters baie duidelik waar dit moet wees, dat dit in Bethlehem is. Die engel gebruik nie die naam Bethlehem nie, maar die skaapwagters het die profesie geken. En daarom is hulle haastig, hulle gaan so gou as wat hulle voete hulle kan dra na Bethlehem toe. En wanneer hulle die kindjie kry, dan vertel hulle vir Josef en Maria wat gebeur het, en dan gaan hulle al lofprysende terug na hulle skape toe. Ag, 'n mens wonder eintlik so 'n bietjie wat verder van die skaapwagters geword het. In voorbereiding vir die koms van die lam, met 'n groot L wat geslag word tot verlossing, stuur die Here se engele na Maria toe, na Sagaria toe, na Josef toe, en hulle almal direk betrokke by Jesus. Maar hy stuur ook sy engel na die skaapwagters toe. Mense wat skape oppas mag ook deel wees van hierdie heerlike gebeurtenis van die verlosser wat gebore gaan word. As 'n Engelse liedjie, die wêreld vir wêrelds, natuurlik Kersfees baie, en daar's 'n Engelse liedjie wat sê Santa Claus is coming to town, en dan sê die liedjie, he's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. En soms werk ons teologie ook so. Jy moet op een of ander manier waardig wees, jy moet op een of ander manier nie naughty wees nie, maar nice wees, en dan verdien jy 'n geskenk. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die goeie nuus vir groot blydskap is nie net vir goeie mense nie. Dis ook vir hulle wat die samelewing dink dit nie verdien nie. Hoor gou weer wat die engel vir die skaapwagter sê. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is, die hele volk, ook vir die skaapwagters. Wat 'n troos vir my en vir jou. Net die Here ook vir ons gekom het hier in die suidpunt van Afrika. Nou die Here ons ontvang soos wat ons is, maar hy los ons nie soos ons is nie. Deur die Gees omvorm hy ons, hy maak hy ons regverdig. Die verhaal sluit af, die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het.
Dit was alles net soos daar vir hulle gesê is. So mag ek en jy ook in hierdie tyd die Here loof en prys vir die kindjie wat in doeke toegedraai was en in 'n krib gelê is, wat in 'n ruwe kruishout gesterf het, vir my, vir jou, die goeie herder. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons ook in U groot arms toevou, dat U ons ook optel en dra, want U is die goeie herder, die herder wat ons kom haal, die herder wat sy lewe aflê vir sy skape. Mag ons ook in hierdie tyd, o Here, ons gedagtes, ons oë, ons ore fokus op U. U die een wat gekom het in 'n krib, in 'n stal, en tog die koning van die wêreld aan wie alles en almal behoort, die een aan wie al die heerlikheid en die krag behoort. Ja Here, mag ons ook gevul word met 'n onuitspreeklike dankbaarheid en vreugde. Mag ons U loof en prys. Amen. Ek hoop julle het 'n heerlike dag, 'n mooi week en 'n pragtige aand verder. Groetnis.